Welkom by vandag se podcast saam met Daandra en Mariska, waar ons eerlik gesels oor liefde, geloof en die lewe saam. 'n Paartjie wat glo dat liefde nie goedkoop is, maar heilig. Hier praat ons oor hoe dit lyk om in liefde te leef soos wat God dit bedoel het. Regheid, rou en eg. Want liefde is ons taal En geloof is ons styl. Goeiedag julle en welkom by episode 2 van ons podcast. Liefde is ons taal en geloof is ons styl. Vandag kom ons en ons gaan bietjie oor 'n baie lekker topik praat. Ek gaan oorgie aan my vrou en sy gaan ons bietjie meer vertel oor waaroor ons gaan praat vandag. Vandag praat ons oor liefdestale. Elke persoon in die wêreld wil geliefd voel en hoe ons liefde ontvang en eindeel is verskillend en dit maak nie dat een liefdestaal belangriker is as die ander een nie. En ek dink as jy jou identiteit en jou liefdestaal ontdek het, dan maak dit jou verhouding met die Here ook soveel makliker en duideliker. En 'n liefdestaal is nie net tussen twee geliefdes nie, maar jy kan dit implementeer in jou werk en tussen vriende en in jou familie. En dit speel so 'n groot rol om geliefd te voel en om liefde uit te deel. Dis baie waar en ek dink dit is ook een van die grootste dinge wat partykeer soos bietjie kan wrywing veroorsaak of verwoesting saai in huwelike en in verhoudings. Dit was ons heel eerste struikelblok waarmee ons moes deurwerk. Baie vroeg in ons verhouding nog het ons besef dat ons liefdestale verskillend is. En dit was 'n uitdaging heel van die begin af. Ja, so ons is heeltemal opposites van mekaar as dit kom by liefdestale. Maar ons sal definitief bietjie meer daaroor uitbrei. Ek dink as ons gaan kyk wat die woord sê spesifiek oor liefdestale en ons gaan kyk na Filippense 2 vers 4, dan sê dit don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. So hierdie vers herinner ons as gelowiges net om nie net op hulle eie belange te fokus nie, maar ook op die van ander. Dit is die kern van om iemand anders se liefdestaal te verstaan en te spreek. Ja. So as 'n mens hierdie liefdestale verstaan, dan gaan jy ook verstaan hoe jy met jou vriende moet kommunikeer en hoe jy met jou familie moet kommunikeer en dan ook hoe jy met jou maat of jou eggenoot of jou verloofde of wie ook al kan te kommunikeer. Want dit is tog op die einde van die dag waaroor dit alles gaan. As ons nie kan 'n kommunikasie hê nie en jy kan ook nie kommunikasie hê as jy nie weet wat se tipe kommunikasie jy moet hê nie. So ja, dit is nogal 'n interessante topik. Ek dink daai versie is so mooi want hy sê duidelik vir ons dit gaan nie oor jou nie, maar oor die ander persoon en dit is ons nommer 1 doel. Ek meen as ek weet dat jy geliefd voel, dan is my hart ekstra vol om te weet ek het gedoen wat jy nodig het. Wat is jou need vir liefde en hoe voel jy geliefd? En as ek weet ek doen dit reg, dan wil dit lekker. Bonus points. Ja, so tussen my en Mariska is dit nogals crazy. So ons het 'n toets gedoen in ons voorhuwelikse beradingssessies en hulle het ons daar 'n bietjie geleer oor liefdestale en hoe compatible dit kan wees en hoe om dit te werk om mekaar op die einde van die dag te akkommodeer. En is crazy want Mariska se nommer 1 wat sy graag wil hê is fisiese aanraking. Maar fisiese aanraking by my is soos jou laaste op die lys. Dis wat ek wil hê. Soos dit is nie in my top 2 eintlik nie. Dit is letterlik jou laaste. Dit is letterlik jou laaste. So dit was 'n groot challenge om dit soos gebalanseer te kry. My een wat saam met haar lekker geoorvleuel het was 'n kwaliteit tyd. So dit was vir ons twee een wat ons kan sê, right, dit is al twee ons nommer 2, so ja. Ons kan daai een vat en ons kan met hom, dis 'n gemaklike een wat ons al twee kan doen en kan receive, sonder dat die ander een baie moet opgee van homself om daai te meet op die einde van die dag. So ja, dit was nogal so 'n groot ding. Van my kant af was dit huge, want ek is nie iemand wat hou daarvan dat mense aan my hang en die hele tyd aan my vat en dit is nie wie ek is nie. Soos ek raak dadelik ongemaklik, ek begin sweet. En ek gaan nie werk nie. So dit was vir my 'n groot challenge om te besef dat dis iets wat sy nodig het, maar ek is nie daai mens wat dit vir haar soos elke keer net kan gee nie, want dit kom van ver af. So dit kom nie natuurlik. Dit kom nie natuurlik nie. So dit was 'n groot ding
Maar 'n mens groei ook. Soos as ek nou moet terugdink waar ons was of waar ek was en waar ek nou is, dis is what? As dit dieselfde mens ooit nog. Maar dit is wat gebeur as jy jou eie needs op die kant sit en jy probeer jou mens vir wie jy lief is, se needs meet. Lying yourself down for the other one. En dit is tog wat die Here van ons verwag. Is om onsself neer te lê vir die ander persoon wat die pad met jou stap. Ek meen Jesus het sy lewe kom neerlê vir ons. So lief het hy ons gehad. So hy het homself tweede gesit. Ja, so en die Bybel sê jy moet leef soos wat Jesus geleef het. So jy as man of vrou lê letterlik jou lewe neer en al jou goed wat jy nodig het, lê neer vir die ander persoon om daai persoon te dien op die einde van die dag. Ja. Op daai noot wil ek jou regtig net salute my man, soos as ons terugkyk waar ons was en waar ons nou is. Aan die begin was dit vir my so erg. Ek weet hoe ons uitgegaan het. Dit was uitdagend vir jou om soos fisiese kontak toe te pas, net 'n hand vashou of jou hand op my been sit. Ek onthou dit was my altyd so erg as ons in die bakkie gery het, dan so smag ek daarvoor dat jy net jou hand op my been sit en dan kan letterlik op my een hand tel hoeveel keer jy dit gedoen het en vandag is dit asof dit bietjie meer natuurlik vir jou kom. So wel dan vir dit, het regtig gegroei en ek waardeer dit. Ja, en ek dink ook soos mense stem nie altyd ooreen met hoe ons dinge gedoen het nie. En soos dit is ook okay. Soos almal het nie dieselfde siening oor goeters nie, het nie dieselfde liefdestale wat hulle nodig het of gee nie. So almal gaan verskil op die einde van die dag. Maar dit is om daai verskil uit te sien of uit te merk en dan te werk aan dit, want tog werk jy daaraan, want die ander persoon het dit nodig. So dis iets wat jy moet begin in plek kry sodat jy seker maak 'n ander persoon voel geliefd op die einde van die dag. So dis alles 'n growing proses. Ja, ek weet nie of jy 'n bietjie wil deel oor hoe soos die proses vir jou was, soos hoe jy daardeur moes werk om seker te maak dat ek my liefdestaal ontvang. Soos omdat dit nie natuurlik weer gekom het nie, soos die denkproses wat jy moes gedoen het om seker te maak dat jy op 'n plek kom waar dit bietjie meer natuurlik vir jou kom. Ja, vir my was dit 'n mens moes regtig partykeer gegaan het en kom ons begin daar. Want ek was soos vir 26 jaar wat ek nie iemand in my lewe gehad het nie. Soos dit was net ek en okay ja, obviously my familie en vriende en goed, maar ek het 'n personal space bubble en ek was baie lief vir dit en ek is baie lief vir dit en ek laat nie sommer iets binne net toe wat my gaan ongemaklik voel nie. En ek dink in die 26 jaar wat ek alleen was, het 'n mens altyd gesien hoe ander mense, party mense kan ongemaklik laat voel al het jy nie iemand by jou nie. En ek was altyd daai persoon van die dag as ek in 'n verhouding instap of in 'n huwelik instap, wil ek nie die ou wees in die vertrek wat ander mense ongemaklik laat voel teenoor wat ek doen nie. Okay. Maar vir my was dit van okay, fisiese aanraking is nooit iets wat ek wou gehad het nie, want dis nie wie ek is nie so mensie. So ek het nooit daaraan gedink nie. En die oomblik toe jy in my lewe inkom, toe ek soos van okay, sy dit graag. So nou moet ek begin kyk, okay, hoe gaan ek dit doen? Maar tog wil ek nie ander mense ook ongemaklik laat voel nie. Dit was 'n groot ding. Toe ek net soos van maar hoekom moet 'n mens jou eie verhouding se geluk op sy sit om ander mense te akkommodeer eintlik op die einde van die dag? En dit is maar waar mense bietjie begin delf het en soos van okay, nou moet jy hierdie doen, maak nou nie saak hoe ongemaklik dit vir jou kan wees of hoe weird dit vir jou kan voel of lyk of klink nie. Jy gaan dit doen. Jy gaan jou hand op haar been sit in die kerk of in 'n plek of wat ook al, of haar hand vat of vir 'n random drukkie of iets soos dit gee. Ek sê nie dis die goed wat ons nie gedoen het nie. Mense het dit gedoen. Maar dit het nie natuurlik Maar dit het nie natuurlik van my afgekom nie, want dit is nie iets wat ek wou gehad het nie. Ja. Vir my was ons geestelike en ons emosionele koneksie, dis wat ek van gehou het. Dit is wat vir my lekker was, want ek hoef nie te sit en 'n uur te praat en ons voel geliefd. Ons kan letterlik 5 minute sit en niks sê nie en ek voel soos my hart loop oor, want dit is wat kwaliteit tyd vir my was. Die goeters om dit was bysake, soos dit was nie vir my 'n need om my te voel, yes, maar sy het my nou meer lief omdat sy dit doen nie. Waar sy is nie jou liefdestaal. Ja, want dit is nie my liefdestaal nie. En vir haar het sy dit nodig gehad. So dan sê van okay, Dankie, lief vir my jou man. weer. Sulke tipe van goed en dit het al hoe meer spontaan begin gebeur. So dis 'n denkproses. Ja. Dis letterlik om jou mind te renew en te dink dit is wat sy nou nodig het. 100%. Kom ek doen dit
nie vir myself nie, maar vir my geliefde. En ek dink dit kan oorvloei in enige liefdestaal. Dit hoef nie al is jou pasmaat se liefdestaal iets anders, kwaliteit tyd of dade van diens. Dis werklik 'n geval van renewing the mind om seker te maak. So dit is 'n geval van dit kom nie natuurlik vir jou nie. So jy gaan werklik die moeite moet insit om daaraan te dink en dan om dit uit te voer. Nee, dis baie waar. Dis baie waar, maar dit is wat dit special maak en dit is wat die verhouding op die einde van die dag lekker maak, want 'n mens leer ook om grace te hê vir mekaar. Want sonder grace gaan daar konflik wees, daar gaan koppe gestamp word, want as jy nie verstaan waardeur ek gaan nie, dan gaan jy afgeskeep voel. Jy gaan alleen voel. En as ek nie grace het vir jou nie, dan gaan ek ook alleen voel en ons gaan nie kommunikasie hê nie, ons gaan die hele tyd sukkel om oor goed te praat, want ons voel elkeen die hele tyd soos alleen op ons eie plek, want ons meet nie mekaar se needs in liefdestale gewys nie. Ja, ek dink die laaste ruk, soos dit ons stil geword het oor waar ons gaan praat, het hierdie so baie opgeduik, oral op my sosiale media, in gesprekke tussen mense, waar mense in huwelike so alleen voel. Al hierdie draadjies wat ons oor gepraat het en gesien het tot op die middelpunt van liefdestale gekom. En hoekom voel jy alleen? Hoekom voel jy nie geliefd nie? Want jy ontvang nie daai liefdestaal wat jou geliefd en spesiaal laat voel nie. Ja. En ek onthou in ons ons huweliksvoorbereidingskursus het ons pastoor vir ons gevra, hoe gaan ons seker maak dat ons oor 20 jaar nog steeds so verlief is op mekaar? En ek onthou, dit was eintlik so 'n oomblik van stilte. Ja. Ons het dan hierdie amazing antwoorde probeer dink en gedink soos, hoe gaan ek seker maak dat ek nog verlief is na 20 jaar? En sy antwoord was so eenvoudig. En dit was, maak seker jy ken mekaar se liefdestaal en vul mekaar aan in dit. Want dit bring tog die geluk op die einde van die dag. Dit maak dat jy meer en meer verlief voel elke keer as jou persoon dit vir jou doen. So dit is die geluk agter 'n lang gelukkige huwelik. As ek kyk na my maale net, hulle is nou al 30 jaar getroud en vandag lyk hulle asof hulle 'n jaar getroud is. Dus daar's soveel opwinding en soveel liefde in die verhouding, want hulle weet wat mekaar se needs is. Hulle weet hoe mekaar aan te vul op die einde van die dag. Ja, en dan, ons eerste liefdestale is heeltemal verskillend en ons tweede een is kwaliteit tyd en dit stem daarom ooreen, maar tog lyk ons dus 'n kwaliteit tyd met tye verskillend. Ja. Vir jou is 'n kwaliteit tyd te lekker paddle game of drafloop op die plaas of so iets. En vir my, dit is nou nie net vir my die beste kwaliteit tyd nie. Sit op die bank, kyk 'n movie. Of gesels of 'n koffiedייט. So in dit om ook mekaar te vind. Ek dink dit is die belangrikste om daai balans te vind. 100%. Dis baie waar. En dit kom nie van self nie. Dit vat werk. Soos ons is nie om te sê dit is maklik, dit is lekker, dit gaan altyd net goed nie. Dit is 100% opofferings van jouself vir jou maat. Huwelike en verhoudings is werk. As jy nie werk in dit insit nie, gaan dit val. Dit gaan vou. Jy gaan nie weet hoe mekaar te akkommodeer op die einde van die dag nie. So as iemand vir jou sê huwelik en 'n verhouding is nie veronderstel om werk te wees nie, dan praat hulle bog. Dit vat werk, soos dit vat daai ekstra moeite wat jy doen, daai ekstra opofferings, daai ekstra liefde wat jy gee. Ja, maar dit is so lekker werk om te sien, soos as jou hart vol is, wow, dis vir my die lekkerste gevoel en dan wil ek dit definitief meer en meer doen. Okay, so ek dink kom ons delf gou 'n bietjie in die verskillende liefdestale in, want ek dink dit is ook so 'n groot ding. Ons almal weet nie altyd waaroor dit gaan of wat dit is of hoe werk dit of so ietsie nie. Ja, ek dink voordat ons dit doen, wil ek net weer duidelik maak dat wanneer jy jou liefdestaal ontdek het, kan jy met selfvertroue in jou identiteit inloop en dit spoel oor in jou verhouding met die Here. Dit wat jy nodig het om geliefd te voel, dit is 'n manier hoe jy tyd saam met die Here kan spandeer ook. Gary Chapman het 'n boek, 5 Love Languages, en in die boek beskryf dit so mooi wat die liefdestaal is, wat die kommunikasie in dit behels, wat om te vermy
en die aksies wat dit behels. En dit het vir ons soveel deure oop te maak om jou eie liefdestaal te verstaan, hoe jy wil kommunikeer, hoe jy kommunikasie verwag, wat se aksies verwag jy en wat moet vermy word vir jou eie liefdestaal en dan vir jou geliefdes se liefdestaal ook. Ja. So die eerste een waarna ons gaan kyk is dade van diens en die kommunikasie rondom dit is jy moet vir jou geliefde duidelik kan kommunikeer wat jy nodig het. En dade van diens dink ek is so groot Dis huge. Aspek want dit kan eintlik enigiets wees van maak vir my koffie tot in die oggend tot pak vir my kosblikke, gee vir die honde kos, vat die swart sak uit, maar jy gaan aan jou geliefde moet kommunikeer. Dit is nie 'n geval van hulle moet alles vir jou doen nie, maar jy gaan moet kan sit en kommunikeer en sê ek het elke dag 'n koppie koffie nodig en ek het nodig dat jy my laptopsak uit die kar uithaal as ek van die huis af kom. En dit weet jy gaan jou hart vol maak en dan weet jou geliefde dit is wat hy of sy moet doen. En aan die ander kant wat om te vermy in daai deel van dade van diens is om nie vir ander mense goed te doen, maar jy doen nie vir jou geliefde goed nie. Dit is iets wat as iemand se liefdestaal dade van diens is, iets wat hulle dadelik gaan optel. First fix your home before you go outside. Ja, dan die aksies is gekoppel aan huisstaakies of persoonlike goedjies, help met die kinders, daai tipe goed. Ja, en ek dink as ons kyk na dade van diens, dink ek is een van die grootste goed waarmee getroudes bietjie mee sukkel. Of nie sukkel nie, koppe mee staan, want ek vat veral as daar kinders in die huwelik inkom. Verander mense dinamika verskriklik, want nou is daar kinders wat 100% ook jou aandag nodig het. Hulle kan hulle self nie help nie, so jy moet hulle fisies alles vir hulle doen tot op 'n sekere ouderdom. En dit is waar partykeer ma's voel die pa is nie teenwoordig nie, die pa doen niks nie, die pa gee nie, soos bied nie help in die oggende of in die aande of sulke goed nie. En veral as jou vrou se liefdestaal dade van diens is dit goeters wat sy wil hê jy moet in die oggende opstaan en help om die kinders breakfast te gee en om 'n kosblikke te pak en sulke tipe van goed. En dit kan andersom ook wees. Die pa kan dalk dade van diens 'n groot ding wees wat hy nodig het, maar die ma gee dalk net aandag aan die kinders en kom nie daar vir die pa nie. Dis nou weer iets heeltemal anderste. So nou as jy weet jou liefdestaal is dade van diens en jou maat weet wat moet hulle doen om dit te vervul, dan kan daar nie daai kopstampery wees nie, want jy weet nou, ek moet nou hierdie doen sodat my vrou of my man gelukkig voel en geliefd voel op die einde van die dag. So ek gaan dit doen want ek wil hulle gelukkig sien. Ek wil myself neerlê om hulle gelukkig te sien op die einde van die dag. Ja, dis so waarin ek dink as ons die liefdestaal wegvat om mekaar te help in die huis is 'n moed. Ja. Al is dit jou liefdestaal of nie, mens moet saam staan as 'n span, maar vir die een wie se liefdestaal dit is al daar klein goedjies wat ekstra gedoen moet word of waar jy ekstra aandag moet gee om seker maak dat dit gedoen moet word. Ja, nee, dis baie waar. So as ons dan 'n bietjie in die skrif gaan delf, dan gaan kyk ons na 1 John 3 verse 18 wat sê, Dear children, let not merely say that we love each other. Let us show the truth by our actions. So hierdie vers herinner ons om nie net met woorde lief te hê nie, maar met dade en in waarheid. Liefde moet prakties sigbaar en opreg wees, 'n direkte toepassing van alle liefdestale. So dit sê ook so mooi, soos ons moenie net sê ons is lief vir mekaar nie, maar ons moet dit wys. En hoe wys ons dit? Deur dade van diens. En dade van diens is ook een wat regtig deur al die liefdestale, deur al 5, gaan hy by almal daar binne wees. So hy gaan nie altyd heel onder wees nie, hy gaan alweer in die middel rond, want ons almal het dit nodig. Ons almal het daai persoon moet iets vir my doen sodat ek kan voel hulle gee om vir my. Ja, ek dink ons het so rukkie terug het ons met vriende gepraat en hulle het bietjie hulle verhouding en hulle dinamika gedeel en toe deel hulle waarmee hulle die laaste ruk gesukkel het, hulle dit wel oorkom deur middel van kommunikasie. Maar voordat die kommunikasie plaasgevind het, die kerel se liefdestaal wat hy gegee het, was uit en uit dade van diens. Ja.
So hy het vir haar koffie gemaak, hy het vir haar ontbyt in die oggende gemaak, hy het haar tas vir haar gepak, hy het net heeltyd alles vir haar gedoen. Ja. En sy het ook vir hoeveel jaar was sy alleen en dit het gemaak so sy was 'n sterk independent woman. Sy het elke oggend self koffie gemaak, self ontbyt gemaak, alles self gedoen en sy kon nie verstaan hoekom doen haar kerel dit vir haar nie. Dink hy sy is weak, hy is te veel, hy doen net te veel. Hoekom is hy so oordonderend met alles wat hy vir haar wil doen? En dit het wrywing veroorsaak, want sy het gevoel hy overstep en sien haar nie as 'n independent woman nie en hy het eintlik net liefde uitgedeel, 100%. En daar kom dit ook met die gee van 'n liefdestaal is, dit is wat hy gee om vir haar te wys, hy is lief vir haar, so sy gaan met step back en dit ontvang met oop arms. En daar kom dit ook weer kommunikasie oor wat gee ek, wat ontvang ek en wat het ek nodig. Ja. Nee, dis baie waar en dit was vir ons baie mooi om te sien hoe hulle toe op die einde van die dag daar gechat het en op die einde van die dag tot 'n konklusie gekom het, soos wat gaan hulle doen vorentoe. En dit was mooi, soos dat hulle dit kon uitpraat en die frustrasies eenkant toe sit en mekaar waardeer en ook crazy vir mekaar op daai selfde tyd. Ja, 100%. Ja. Ek dink die volgende een is fisiese kontak. Ons het nou al reeds bietjie oor hom gesels omdat dit uit en uit my liefdestaal is, maar dit is definitief 'n nie-verbale liefdestaal. Daar is nie noodwendig woorde aan dit gekoppel nie. So die kommunikasie is deur fisiese kontak. En dan die aksies, ek dink dis belangrik om te kommunikeer wat jy nodig het. Ja. Vir my is dit 'n hand vashou of 'n hand op die been. Dit is nie noodwendig jy hoef heeltyd bo op my te sit en aan my te hang en my vas te hou nie, maar daar's sekere goedjies in die liefdestaal. Kom glimlag jy. Ek glimlag net. Daar is definitief sekere aspekte in die liefdestaal wat my hart voller maak met tye. Ek onthou aan die begin van ons huwelik, as ek nou gevoel het, ek kort bietjie meer fisiese aanraking, dan het ek altyd vir gesê, ek kort bietjie liefde. En dit was nie vir jou lekker om te hoor nie, want jou reaksie was altyd, maar ek gee vir jou liefde. Ja. En dit was nie vir my 'n geval van, ek ervaar nie dat jy nie liefde gee nie, maar op hierdie oomblik het ek bietjie meer nodig. So ons moes gekommunikeer het en ek moes duidelik aan jou gesê het, op hierdie oomblik kort ek bietjie meer. Ek kort nou 'n arm om die lyf of 'n soen op die wang. So daai kommunikasie van ek kort nou 'n bietjie ekstra liefde. Ja. Vir jou om te weet dit is nou tyd, I need to renew my mind en ek moet nou net my hand op my vrou se been sit. So ek dink daai kommunikasie oor wat het jy wanneer nodig is so belangrik. En dan om te vermy is maar die harde topik van fisiese verwaarlosing of mishandeling of as ek sien jy gee eerder vir iemand anders in plaas van vir my, nie dat dit in ons geval so is nie, maar dit is wat mense daar buite moet vermy. Weereens moet dit nie gaan uitdeel buite voor jy dit nie in jou huis toepas nie. Dit is baie waar. Veral fisiese aanraking, as dit jou man of jou vrou se liefdestaal is. As jy dit nie eers vir hulle by die huis kan gee nie, maar jy gee dit vir ander mense en ander mense praat ek van vriende en familie ook. Dan gaan daai persoon voel ek, maar jy is nie lief vir my nie, want hoekom kry ek nie 'n drukkie as jy my elke keer sien nie, maar as jy by jou vriende of jou familie kom, dan kry hulle almal sommer drukkies. So dit is iets wat 'n mens moet in gedagte hou, want dit is goed wat kan konflik veroorsaak op die einde van die dag. Ja. So as ons na die volgende een gaan kyk en ons gaan kyk na soos geskenke. Wat ook 'n groot ding is, want baie mense sê geskenke kan nie liefde koop nie. En dit is eintlik glad nie so nie. Dit is eintlik net 'n manier om te wys dat ek is lief vir jou en ek het aan jou gedink toe ek hierdie gedoen het of dit gedoen het. En geskenke is een van my groot liefdestale ook. Wat jy gee. Wat ek gee. Toe ons nog gedate het sy by Vierda Park gewerk. So dan het ek Checker 6060 ingegaan vir bosblomme en 'n Red Bull watermelon laat aflaai en dalk 'n chocolate of so iets. En dit was vir my net soos ek het nou hierdie tyd gevat om al hierdie goedjies te kry en dit vir jou te laat aflaai met 'n boodskap wat die drywer moet seker maak het kom by jou uit. En dit was my manier om te wys, hoorie, ek dink aan jou want ek het nou hierdie tyd gevat om dit te doen en ek is lief vir jou.
ek kan nie daar wees nie, ek kan dit nie self kom aflaai nie, maar ek het aan jou gedink en ek het dit vir jou gedoen. So dit was my manier om ook vir haar te wys oor hier's ietsie kleins vir jou en as jy na dit kyk, dan gaan dit jou ook herinner aan my en wat ek vir jou gedoen het. Ja, ek dink dis ook 'n moeilike een dat as dit glad nie jou liefdestol is om te gee nie, maar jou maat wil dit ontvang. Dit is ook, dit vat werk om te dink, goed, ek moet nou 'n briefie skryf of ietsie kleins gee, 'n blommetjie pluk of 'n geskenkie. Dit hoef nie noodwendig altyd geld te kos nie. Maar dis ook 'n vinnige een waar mens vinnig verwaarlosing kan ervaar in 'n huwelik, veral as dit nie jou manier is om liefde te wys nie. Ja. En is ook nie net geskenke of spesiale dae nie, dis soos random, soos letterlik random. As jy in die veld stap en daar's 'n blommetjie, as jy dit pluk, is dit 'n geskenk wat jy basies gee. Of 'n klippie wat jy optel of ietsie soos dit. Dit kan 'n lekker een wees, maar dit kan ook 'n verwarrende een wees. Ja, en ek dink om te vermy in daai liefdestaal is om spesiale dae te vergeet of om spesiale dae nie ekstra spesiaal te maak nie. Ek dink vir die persoon wat daai liefdestaal nodig het, is daai dae extra belangrik. Extra belangrik, ja, definitief. En as ons kyk na kwaliteit tyd, is dit nogals 'n lekker een, want dis ons albei is nommer 2, so dit is vir ons lekker. En vir my is kwaliteit tyd soos wat ons nou gesê het, om paddle saam te gaan speel of om 'n end op die plaas te gaan stap of te gaan draf of hike te gaan doen, oefen elke week so. Ja, so dit is my manier van kwaliteit tyd. En dit is vir my lekker. Ek hou daarvan. Jou kwaliteit tyd is nou weer meer ietsie soos 'n koffiedate of 'n Sondag op die bank en kyk 'n fliek of so iets. Ietsie wat minder buitekant is. Ek hou van mense. En soos ek hou daarvan om tyd saam met hulle te spandeer en dinge te gaan doen. Omdat ek 'n besige mens is. As ek nie 'n besige mens was nie, het ek dalk dieselfde tipe kwaliteit tyd nodig gehad wat jy nodig het. Dis ook 'n manier van ons het albei dieselfde, maar dit verskil tog so nog steeds binne in daai dinamika. So wat doen jy om mekaar aan te vul in dit? En ek dink jy kan share waar ons in die begin van ons huwelik gesê het oor dit is wat ons gaan doen. Ja, so ons het voor die tyd het ons besluit dat ons gaan elke week gaan ons 'n koffiedate of 'n date hê. Dit is nie noodwendig altyd realisties om een keer 'n week te gaan uit eet of iewers te gaan koffie drink nie, maar om in 'n week 'n airplane mode tipe date hê waar jy jou foon op airplane mode sit, jy's afgesny van die wêreld af en dis net jy en jou man en ek dink die groot belangrike konsep is oogkontak. Om te weet jy het die persoon se aandag in daai kwaliteit tyd wat jy het. So of dit nou is dat ons gaan uit eet of ons sit buite op die gras of drink 'n koffie, dis net daai oomblik van dit is nou ek en jy en in daai sessie check ons bietjie in met mekaar. Dis nie 'n geval van hoe was jou dag of hoe lyk jou dag môre nie. Dis niks reëlings wat getref word nie. Dis werklik net 'n geval van waar is jy emosioneel, geestelik, waar is ons fisies met mekaar? Hoe gaan dit met ons? Hoe gaan dit met jou verhouding met die Here? Hoe gaan dit by die werk? Net daai intentionele incheck en 'n lewe raak besig. Dit het ons ook bitter vanaf agtergekom. Ons het dit aan die begin aan die eerste maand van ons huwelik het ons dit elke week getrou gedoen en toe raak lewe besig. En in dit het ons besef dat wanneer ons op 'n Sondag sit en ons beplan ons week om dit in te beplan. Want as jou week eers begin, dan kom jy nie daarby uit nie. Maar om te sê Woensdag aand vir 'n halfuur nadat ons geëet het ons 'n oomblik van kwaliteit tyd en 'n incheck sessie en dan hou mens mekaar accountable vir dit. In plaas van om dit nie te skeduleer en dan vergeet jy van dit en dan gaan 2-3 weke verby en jy het nie by jou liefdesmaat ingecheck nie. So dit werk nogals vir ons en dit is lekker en ek moet sê in daai oomblik wow, my hart is net extra vol en mens voel jy kan nou weer die volgende week 100% aangaan. Dit is baie waar en dit is lekker. Vir my wat nog steeds 'n besige kwaliteit tyd nodig het, is daai net so nodig. Besef jy dit nie elke dag nie, maar in daai oomblik is jy soos van, "Sjoe, okay, ek het hierdie nodig want onderliggend het ek al aan hierdie gedink of gewonder hoe voel sy of waar is sy, maar dis nooit iets wat dadelik opgepop het nie." So in daai oomblik is jy van, "Okay, nou weet ek waar sy is, ek weet hoe sy voel oor ons, ek weet wat
wat is haar situasie met haar verhouding met die Here, en al daai goeie. Ek dink ook dis 'n veilige spasie om te create, om te kan praat oor dinge. As jy die laaste week ietsie opgetel het en jy wil dit graag met jou liefdesmaat deel, maar dit is daai timing wat net nooit reg is nie. Dis 'n ideale geleentheid wat geskep word om vir jou man te sê of jou vrou, ek het bietjie hulp nodig met hierdie of ek sukkel met dit, as wat jy jou liefdesmaat onkant vang en dit veroorsaak wrywing en konflik. Dis baie waar. So ek dink ook al is kwaliteit tyd nie jou liefdestaal nie, om dit nog steeds in 'n huwelik in te werk. Ja. Of selfs 'n verhouding ook. Ja. Ja, so ek dink die laaste een waaroor ons gaan praat en waarna ons kyk is opbouende woorde. En dis ook 'n dis 'n groot een en ek sal half sê almal het dit nodig. Almal het nodig om te hoor jy's goed vir my en jy doen goed en dankie vir hierdie en dankie dat jy dit vir my gedoen het en soos ons almal het bietjie daai bemoediging nodig op die einde van die dag en dit is wat opbouende woorde is. Partykeer het iemand bietjie meer as dit nodig. As dit hulle liefdestaal is. Ja. Opbouende woorde is presies wat dit sê. Dis woorde wat jy spreek wat daai mens geliefd laat voel. So, ek is lief vir jou. Dankie vir wat jy vir my beteken het en dankie dat jy jouself neerlê om my needs te cover op die einde van die dag. Dis sulke tipe goed wat die mens wil hoor. En dit's altyd iets wat gebeur nie net agter die skerms by die huis nie, maar voor mense ook. En dis 'n groot ding. Hoe praat jy van jou man of jou vrou voor jou vriende en vriendinne? Soos as jy om 'n braaivleisvuur staan en almal kla oor hulle vrou, is jy die man wat ook saam kla of is jy die een wat vertel hoe goed is sy vir jou? Want dit is die prentjie wat ons daar buite skep. Skep jy 'n prentjie van Jesus, my vrou is glad nie goed vir my nie, sy doen nie goed by die huis nie, sy wil nooit niks doen nie. Sy kla altyd. Sy kla altyd, of is jy die man wat gaan sê, Jesus, my vrou is so goed vir my, sy kyk so mooi na my, sy sorg dat ons so lekker eet. Dis die tipe manier van indruk en impak wat jy ook op ander mense maak. En dieselfde van die vrouens, soos hoe praat jy van jou man voor jou vriendinne? As jy met opbouende woorde praat, nederigheid en opregtheid, dan gaan mense begin wonder, soos wat moet hulle doen om dit te kry? Maar as jy die hele tyd gaan saampraat en onthou die tong is die ding wat dood kan spreek. So die mag van dood sit in die tong. So gaan jy, as jy agteraf van jou man of van jou vrou lelike goed van hulle sê, is dit wat in die gees gaan manifesteer op die einde van die dag. En jou mens gaan so raak, want jy spreek nie positiwiteit oor hulle lewe uit nie. So die oomblik as jy voor mense positief oor jou mens praat, dan gaan dinge begin verander, want daai vrou of daai man met wie jy gepraat het, gaan nou na hulle man of vrou toe gaan en hulle gaan daar gaan sê, Jesus, maar hierdie een het so mooi van haar man of vrou gepraat, en dan gaan dit hulle begin trigger en sê, maar hoekom kan ons nie so van mekaar praat nie? En dit gaan nou weer, soos jy wil 'n impak gaan maak, en dit is wat opbouende woorde doen, jy gaan maak 'n impak, nie net by die huis nie, maar in jou vriende en in jou gemeenskap se lewe ook. Ja, dis so waar, en ek dink vir 'n man, om in sy rol in te tree waarvoor God hom geskape het, het hy respek nodig van 'n vrou af. Ja. En vir my daai respek koppel ek 100% aan opbouende woorde, om vir jou man te wys jy respekteer hom, dat hy jou veilig by die huis aangebring het, of dat hy, wat ook al hy vir jou doen, om aan hom te kommunikeer en seker te maak dat hy voel geliefd, jy sien raak wat hy doen, en jy waardeer dit. Nee, dis baie waar. Dis baie waar. En as ons weer gou 'n bietjie teruggaan in die skrif en ons gaan lees 1 Peter 3 verse 7, dan sê dit, in the same way, you husbands must give honor to your wives. Treat your wife with understanding as you live together. She may be weaker than you are, but she is your equal partner in God's gift of new life. Treat her as you should, so your prayers will not be hindered. En dit is so crazy, want hier word mans aangemoedig om met begrip met hulle vrouens saam te leef en te erken dat hulle anders is. Dit beklemtoon die belangrikheid daarvan om jou huweliksmaat se unieke behoeftes, voorkeure en manier van liefde ontvang te erken, nie om te raai of aan te neem nie. En dit is crazy. Maak nie saak nou van die mans of van die vrouens se kant af nie. Ons moet verstaan dat mans en vrouens is verskillend aan mekaar gesit. Vrouens is die meer emosionele mense en ons is nou weer die meer fisiese mense. Logies. En logiese mense. En dis hoe God ons geskaap het. Ja, en dis okay.
Maar dit is waar grace in 'n verhouding inkom. Die man moet grace hê vir die vrou omdat sy emosioneel is oor goeters wat vir hom stupid is. Maar vir haar is dit so belangrik. Dis hoekom sy emosioneel is en jy moet besef in daai oomblik hoe jy met haar praat gaan 'n groot rol speel of weer jy in 'n fight gaan uiteindig of dit net 'n easygoing conversation gaan wees. Ons as mans moet ons vrouens aanvaar soos wat hulle is en hulle dien soos wat hulle is. En dieselfde van die vrou se kant af. Sy moet haar man aanvaar soos wat hy is en hom dien soos wat hy gedien moet word om te voel soos wat hy moet voel. En ek dink wanneer daai in plek is, kan ons soveel makliker in ons rolle intree waarvoor God ons eintlik geskep het. En reg deur alles is die fynste lyntjie liefdestale. Ek gaan nie gemotiveerd wees om in my rol in te tree as ek nie geliefd voel by die huis nie. En dankie vir dit my man. Like I honor you en dankie dat jy my liefhet. En dankie vir jou ook. Soos dankie vir jou insette en jou moeite en soos net jou grace. Soos dis so groot en ek sien dit raak en dankie vir dit. I appreciate. Wat ons definitief gaan doen is ons gaan op ons YouTube channel gaan ons 'n dokument opsit. Wat jy kan gaan en jy kan die toets gaan doen om te kyk wat is jou liefdestale. Ekskuus, hier's nou 'n flippe vlieg. Welkom op die plaas. Jy kan dan die file gaan download en jy kan die liefdestaal toets gaan doen. Ons sê nie dis die alfa en die omega nie. Glad nie. Daar is veel toetse daar buite. Hierdie is een wat vir ons gewerk het. Dit is wat ons deur ons huweliksvoorbereidingskursus ontvang het en dan saam met Gary Chapman se boek wat vir ons gewerk het. Soos Dondre nou gesê, daar is soveel en ons sê nie hierdie is die perfekte een of die regte een nie. Hy het vir ons gewerk en hy het soveel deure vir ons oopgemaak en ons sal dit graag met julle ook wil deel. So gaan doen die toets, gaan subscribe asseblief op ons YouTube channel, gaan volg ons op Instagram en Facebook. En kyk uit vir die volgende episode. En ek wil vir jou dankie sê dat jy tyd gemaak het om hierna te kyk. En as hierdie inspraak in jou lewe gelewer het en positiwiteit in jou lewe gebring het, share dit met iemand wat jy voel het ook dalk hierdie nodig om te hoor. En dan sien ons julle volgende keer. Dankie vir julle tyd en tot weersiens. Bye. Dankie dat jy vandag saam met ons geluister het. Onthou, jy hoef nie soos die wêreld lief te hê nie. Ware liefde kom van God en is altyd die moeite werd. As hierdie episode met jou gepraat het, deel dit met iemand wat dit moet hoor en bly deel van ons reis om die manier waarop ons liefhet te verander. Want liefde is ons taal en geloof is ons styl.